Dis weer sulke tyd hier by For His Kingdom, saam met my, Nadia Olivier. En ek, DJ Olivier. En ons is saam die oliviers, olie 1 en olie 2. En dan het ons 'n olie 3, 'n olie 4 en nou het ons 'n olie 5 en 'n olie 6. Ja, ons is nou en ons het nou 'n skilpaadjie. Ja, en ons het 'n skilpaadjie. Maar ja, dit is ons familietjie is al bietjie besig om te groei. Ons is besig om ons huis te ontgroei eintlik. Ja, ons kort 'n plot. Ons kort 'n plot. Ek wil allerlei diere hê. Nee. Ja, soos potbelly pigs. En soos 'n pink potbelly pig en 'n bruin potbelly pig met kolle op en 'n skapie en 'n bokkie wat op alles spring. En 'n gans en 'n eend en 'n magou. Maar My evil fool. Oh, shame. Vriende van ons het 'n magou gehad en hy was like hy's psigopaties. Is dit 'n magou? Ek weet nie. Nee, Ek dink is 'n tipe eend. nee man. Whatever, maar in elk geval, dit was 'n baie oulike voel. Vicious, maar Vicious. Hy wil hê jy moet hom pet, maar sodra jy aan hom vat dan buite jy. byt hy. In elk geval, DJ, ja, dis lekker om hier so saam met jou te wees. Dankie dat jy my genooi het hier na jou studio toe. Ja, Dankie. ag wat. Ek doen maar wat ek kan. Ek het Ek vertrou die Here vir die res. 'n besige skedule. Ons is prys die Here vir werk. Ek werk kliphard. Ja, jy werk baie hard en dankie daarvoor. Ek dink dit is seker maar tyd dan om te sê dat DJ gaan al hoe minder bietjie kuier hierso en ek gaan al hoe meer met meer mense groter celebrities. Ek gaan mense meer onderhoude voer met ander mense en so meer. So die dinamika van die podcast gaan so bietjie verander, maar jy gaan nog steeds kom kuier. Julle gaan my mis, ek weet dit. Nie worry nie. Ek gaan jou mis. Ek gaan jou silliness mis. Want ek kan nie grappies maak met Ander mense nie. ander mense soos wat ek kan met jou nie. Hulle vang dit nie. Nee, ek En is my sarkasme is skerp. my sin vir humor is stomp. Klap weird goed. Okay, maar in elk geval, so ja, dit is lekker om hier so te wees. Dankie dat jy inskakel en na ons luister, tyd maak om na ons gesprekkies te luister. Ek wil jou sommer aanmoedig, as jy nou hierso luister en jy het nog nie op ons YouTube kanaal gaan registreer nie, asseblief gaan doen dit. Ons moet groei, ons Facebook page groei so lekker. En dis great, maar die YouTube kanaal moet ook groei. Sodat die algoritmes van social media dit kan optel. En so as iemand vir sê nou maar iets search, dan kan ons een van die kanale wees wat oppop. Maar jy moet groei om daai siklus te bereik waar YouTube jou eintlik opstoot, jou content opstoot. So En as jy so 10 miljoen followers te hê, nee. 1000. Kom ons begin dit by 1000. So ja, as jy ons graag wil ondersteun ons op daai manier vir nou en subscribe en vertel iemand van ons. Ons het regtig goeie content. Ek glo in wat ons doen en ek glo regtig dat die Here ons vooruit gaan met hierdie. Ek het so 'n tydjie terug toe ek gevoel, "Sjoe, miskien moet ek net ophou. Ek weet nie of wat ek doen 'n verskil maak nie." En ons was by die Ministry Expo gewees by die kerk. En 2 of 3, ek kan nou nie onthou nie, verskillende mense het na my toe gekom en gesê, hoorie so, asseblief moet nooit ophou nie. Hou aan, ons kyk na wat julle doen, dit beteken baie vir ons wat julle doen. En dit was vir my so bemoedigend om te hoor. Net die Here wat mense kan stuur. Ja, dat die Here so getrou was om mense te stuur op daai oomblik wat ek gewonder het, hoorie, is dit even worth it? Maak dit even 'n verskil? En net om te hoor dat dit doen. En so, ja, as dit vir jou 'n verskil maak en jy gaan subscribe op YouTube en jy vertel iemand daarvan, laat weet ons ook. Sê vir ons, hoorie, dankie. Want dit beteken baie. Hierso sit ons en ons praat met 'n kamera en 'n mikrofoon. Jy weet, ons sien jou nie. So dis so lekker as jy na ons toe kom en sê, hoorie, so, hey, ek luister. Dankie vir dit. So, ja, maar met daai inleiding. Ek luister nou so lekker na jou, ek raak in gedagte.
met daai inleiding wil ek nou noem dat ons praat vanoggend oor 'n baie sensitiewe topik. So as jou kinders in die ronde is, dalk is dit nou 'n goeie tyd om jouself te gaan isoleer. Net vir so klein rukkie dat ons bietjie kan dieper duik in sensitiewe dinge wat ons eintlik in ons samelewing nie baie oor praat nie. Ons praat in een opsig, as dit kom by mans baie hieroor. En in 'n ander opsig nie, want as dit kom by vrouens, ek dink is ons sense of privacy en ons protection, ons wil onsself beskerm en ons wil nie onsself skaam maak en blootstel aan die wêreld nie en daarom sit ons baie mure rondom hierdie gesprek as dit kom by vrouens, nie soveel met mans nie, want dis amper asof dit normaal is vir mans om te sukkel met hierdie ding. En ons gaan nou sê, maar so ja, dis dalk nou 'n tyd om net een kant te gaan of 'n earphone in te sit dat die kleintjies nou nie kan hoor nie. Maar ja, dit gaan nie te grafies wees nie, of nie daaroor te bekommer nie. Maar ja, dit is bietjie sensitiewe. Is 'n Net PG. ja, ek tog bietjie ouer as PG, ek weet nie. Kom ons kyk. Wel, vandag se PG was 20 jaar terug se 2 tot 18. 2 tot 18. Maar ek moet sê, dit is ook vir my 'n moeilike ding om oor te gesels. Dit is 'n battle wat ek in my lewe ook geveg het. En dit is nie eenvoudig of maklik of lekker noodwendig om dit op 'n publieke manier bloot te stel nie. Maar ek voel die laaste ruk regtig dat die Here dit op my hart druk om te begin praat daaroor, want dit is 'n pad van genesing wat ek moes stap en soms nog steeds moet stap. En as ek daarmee sukkel, dan weet ek weet ander vrouens sukkel hiermee. Nommer 1 is my conviction van die Heilige Gees en nommer 2 is ek hoef net te kyk na die vrouens in ons samelewing om te weet daar is 'n perversieprobleem. So ja, die gesprek vandag handel oor seksuele perversie onder mans en ook onder vrouens. Hoe lyk dit by mans? Hoe lyk dit by vrouens? En weet, sodat ons dit kan identifiseer en sê, okay, hoorie, dit is wat dit is. En dan, wat doen ons wanneer ons nou besef, okay, ek het nou 'n naam gesit op dit, ek weet nou wat dit is, hoe hanteer ek dit? Ja, ek dink altyd, dit is soos, as jy met mans deel, en ons 20 mans sit in 'n kamer, en iemand vra, ek sal die hand opsteek en ek sê, wie van julle sukkel met pornografie? Wie van julle sukkel met perversie? Wie van julle sukkel met gedagtes wat in jou die gedagtes wat inkom, as 'n vrou dalk verby jou loop, wat is die dinge wat jy dink? En 10 teen 1 sal 19 uit die 20 mans hulle hande opsteek. Maar kom ons doen daai in 'n sel, Of by vrouens. waaraan nou 'n paar vrouens sit, sal geen man sy hand opsteek nie, because eerstens, hy wil nie gejudge word nie. En dan gaan kyk 'n ander man vir 'n ander man en so as jy sukkel met daai, kyk jy dalk na my vrou so en iewes skielik raak dit net hierdie weird ongemaklike ding. Maar nou vind ek baie keer by jou uit en in vrouens en hulle nee, hulle praat nooit oor hierdie goed nie, want it's just something that goes under the rug. Maar julle sukkel tog ook met dieselfde, maar julle dis net hartseer dat julle dit nie altyd kan admit nie. En ek dink nie dit is dat ons dit nie wil admit nie, dis dat ons nie eintlik weet miskien noodwendig wat dit is nie. So kom ons begin by wat is perversie? Die wortel agter pornografie, seksuele misbruik, pedofilia, al daai goeders, né? Die wortel agter dit is seksuele perversie. So wat beteken dit om te sê iets is pervers? So toe God alles geskaap het, onder andere seksuele intimiteit tussen 'n man en 'n vrou binne in 'n huwelik, het hy dit laat sy plan vir dit is sê nou maar dit moet lyk soos A. Okay? Hoe lyk A? Daar is koneksie en vanuit koneksie vloei seksuele intimiteit. Nie seksuele intimiteit en dan kom daar koneksie nie. Okay, dis 'n reverse.
En daai reverse is 'n perversie. Dit vat die manier van hoe 'n ding moet wees en hy twist hom dat hy in iets anders is en dan noem ons dit 'n perversie. So seksuele perversie is die konsep hoe God seksualiteit geskape het om dit te draai in iets anders in, dan is dit perversie. En dan as jy kyk na wat is misbruik of abuse in Engels, is dit eintlik presies dieselfde ding in een wy. So as hierdie mikrofoon gemaak is om mee te praat, om in te praat, dan is dit sy doel. So as ek hom vir hierdie doel gebruik, dan gebruik ek hom reg. Maar die oomblik wat ek hierdie mikrofoon gebruik om iemand mee te slaan, sê nou maar, dan misbruik ek die mikrofoon, want dit is nie sy purpose nie, dis nie waarvoor hy gemaak is nie, hy is nie 'n hamer nie. Okay, so ek gebruik hom as 'n hamer, maar hy is nie 'n hamer nie, so ek misbruik hom. So ek gebruik hom nie binne sy funksie nie. So perversie, a twisting of the thing it should be, en misbruik om iets te gebruik vir die doel anders as waarvoor hy bestaan. Ja, want kyk, die Here het, kom ons gebruik nou maar die woord, seks ingebring, gemaak, vir 'n man en 'n vrou, wat lief is vir mekaar, en vernaam In 'n huwelik. in 'n huwelik, wanneer jy ver voel van jou partner af, maar, soos jy sê, die rolle moet nie verander word om te sê, okay, ons moet nou intiem wees, en dan gaan ons nou nader wees nie. Ons kom nader, en met daai nader, dan word ons intiem met mekaar. Maar die rolle het so geruil in die laaste paar jaar om te dink, as ons nou net, ekskuus julle, Ons het se pas gebruik. Is okay, kom ons gaan net uit. as ons net iets kan doen, ekskuus julle, as ons net, kom ons wees net gou-gou by mekaar, en dan gaan alles weer okay wees. En baie mans wat ek met praat, sal sê, ja, as my vrou maar net gewillig sal wees. En dan dink ek altyd by myself, jong, ek wens ek was 'n expert hier op, because vir 'n vrou is niks vinnig nie, want dit gaan oor, my vrou sê altyd, dit gaan oor hier. Dan sê ek, die hart. So vir my gaan dit die maag, as sy vir my goeie kos maak, as ek lief vir haar. Vir haar gaan dit oor haar hart. En ek moet by haar hart uitkom, om by haar uit te kom. En vir ons mans is dit soms ook 'n moeilike ding. Want, okay, so dis ons volgende punt. Want waar kom dit vandaan? Word jy net eendag, jy is nie net eendag 32 jaar oud en nou begin jy daarmee sukkel nie. Ek dink wat jy kan doen, dalk as jy gemaklik voel daarmee, is jy kan so bietjie deel, in kort, want ons moet nou altyd so effe deel. Ja. Maar deel met ons, hoe het jou pad met seksuele perversie begin? So ek gaan hierdie nou kort hou, so 39 minute. Ja, né? asseblief. Okay. So, jong, ek het groot geword in 'n interessante huis. My pa se ma en pa was nooit getroud gewees nie. My pa het 2 families gehad. Sy pa was 'n elektriesien, so hy het 'n familie gehad in Witbank, vrou en kinders, en in Kintenpark, 'n vrou en kinders. Hy het guts gehad. Ja, en hierdie 2, wel ek kan nie eens imagine om meer as 1 vrou te hê nie, want 1 vrou is omtrent 124% werk. So, en ek is baie lief vir jou, en ek sal dit elke dag doen. So, dit is hoekom ek baie keer nie kan verstaan hoe mense kan 'n affairs hê nie, want dit is soveel werk. Maar, okay. Maar dis kom so ons, lekker. Kom ons kom terug op die punt. So, daai het afgekom, obviously, van my oupa af na my pa se kant toe. Ek wil net gou clarify oor daai stelling. Ja. Ons het net laasweek gepraat oor sonde wat lekker is. Mense gaan in affairs in want dit is lekker. Exciting. Dis exciting.
Okay, hulle is eers spyt na die tyd. Dis wat ek bedoel. Ja. Hoor. Okay. Dankie. Ja. Ons gaan nou daaroor beklei. So, ja, so daai perversie het obviously nou afgekom na my pa toe en groot geword in dieselfde manier en vir hom was ek dink om te trou en dan obviously te sê hierdie is nou my forever wife het nie so lekker gegel nie. So hy het baie ongelukkig rondgeneek in sy lewe. Wat beteken dit? Ja. Het hy verneek op jou ma? Ja, hy het met verskillende mense verhoudings gehad en toe skei my ma en my pa toe ek 5, maar terwyl my ma en my pa skei terwyl ek 5 is en hy gaan na die nuwe vrou toe het hy nog 'n vrou. So te sê, so hy het dieselfde situasie as sy So daar was soos sy daar pa was reeds 'n misbruik van vrouens. Ja. Ja. Want toe fight 2 vrouens nou oor hierdie man en toe kom hulle agter maar daar is eintlik nog 'n vrou. Okay, maar goed. So net om by die lyntjie te hou. So daar's jou blootstelling aan jou pa was, okay, dis hoe jy 'n vrou hanteer. Sy's replaceable. Jy kan sommer net so wissel tussen vrouens. Nou, daar's nie As jy nie happy is met die een en dan gaan jy na die ander een toe en as daai een jou bietjie irriteer, gaan jy dan na die ander een toe. Maar toe, vertel ons nou van jou. So. Sorry. Ek is maar 'n detailed mens. My vrou like tot by die punt. Ek wil julle nie vir ewig hier besig. Sorry julle. So wat gebeur is jare later, my pa het toe was in verskillende besighede en van die besighede het hy 2 verskillende Rooi huise gehad. Daar bordeels. En ek is blootgestel daaraan op 'n jong ouderdom saam met my pa na hierdie plekke toe gegaan en dan sal jy dalk in 'n reception area wag in 'n kantoor, maar jy moet nou kan verstaan as jy nou binne in 'n rooi huis. in 'n rooi huis loop en jy sien dinge op 'n jong ouderdom. Ek onthou jy het my spesifiek vertel van een insident waar 'n vrou totaal naak langs jou kom sit het en net met jou gesels het. Ja. Sy skaal. Sy is En hoe oud was jy? ek was omtrent so 13, 14. Wat doen dit So aan 'n jong seun se brein? So sy okay. So jy moet verstaan, ek dink as jy nou in daai industrie is, vir hulle is naaktheid in alles wat hulle doen is vir hulle soos in jy wat elke dag werk toe gaan en jou laptop aansit en jou koffie en jou begin om jou meetings te schedule, is dit vir hulle soos in so. En die vrou het langs my kom sit en sy was nie pervers met my nie, met my gepraat en vir my, hoe gaan dit met jou en hoekom is jy hier en wat doen jy en Heeltemal normaal en normaal. verduidelik toe vir haar wie my pa is en hy's die baas en warra en sy's toe, maar ek meen 'n vrou sit hier reg langs my totaal en al naak en dan loop jy gou badkamer toe en dan loop jy deur 'n dressing room en jy sien allerlei dinge wat jy nie veronderstel is om te sien op die ouderdom van 14 nie en soos die tyd aangegaan het, my pa het hierdie plek gehad dat ek omtrent so 18 jaar oud was en baie blootgestel. Ek was eintlik gedink ek gaan in die family business ingaan. Dit gaan vir my nogal 'n ding wees. So in 'n stadium met my pa toe na hierdie plek verkoop, maar die interessante ding is dat hoewel jy daar deur gegaan het, het die Here jou beskerm in die manier dat jy het nooit losbandig verkeer met vrouens nie. Jy was baie reserved, maar jy het toe 'n pornografie probleem ontwikkel. Ja, so ek 'n geheime sonde. Ek het soos baie van ons doen, kom jy op 'n plek in jou lewe en jy besef eintlik nie wat jy doen nie. So, wat gebeur is, ek het 'n inner wel gemaak om te sê ek gaan nooit. Eerstens het ek eintlik vir myself gesê ek gaan nooit trou nie. Ek gaan nooit trou nie, gaan nie kinders kry nie, want ek wil nie. Ek het toe 'n inner wel gemaak om te sê ek gaan nooit trou nie. Ek gaan maar net my lewe lewe
So ek hoef nie ek kan verskillende vrouens in my lewe hê en doen net wat ek wil maar gelukkig is ek nie getroud nie en dan is dit eintlik beter. Dis wat ek gedink het. So ek het nooit die perversie in daai manier gehad nie, maar ek het alhoewel so hoe perversie werk is en ek dink meeste mans het jy het 'n wond. En wanneer jy 'n wond het en iets gebeur, jy kry seer, jy kry rejection, jy fight met iemand, dan vat die Satan jou gedagtes na 'n plek toe, iets wat vir jou comfort gee. En ek is nou besig met 'n kursus in Authentic Manhood en dit praat daarvan dat ons as mans het vasgevang word, alles dwelms, gambling, seks, pornografie, wat ook al dit is, sodra jy kan vir 2-3 weke gelukkig wees met jou vrou en jy gaan aan en niks pla jou nie. En dan na eendag het jy nou 'n lelike argument. En dan voel jy kort iets. So as drank jou ding is, dan gaan jy en jy raak totaal en al dronk. As seks jou ding is, dan gaan jy en jy ry na 'n plek toe en jy gaan doen iets. As pornografie jou probleem is, dan gaan jy en jy doen dit. Maar daai gat, daai hole that you have, Daai leemte. can never be filled. Hy gee vir jou temporarily relief. En dan guilt. En dan kom die guilt in. Maar ons pastoor sê altyd van sonde. Hy sê wanneer jy nie meer sleg voel oor jou sonde nie, dan is jy vasgevang in jou sonde. En dit beteken nie as jy nou 'n Christen is dat jy nie meer sondig nie. Kom ons sit nie en wees heilig nie, because ons sondig elke dag. Maar jy's op 'n plek nou, as jy dalk, kom ons sê jy maak 'n fout. Kom ons sê jy maak 'n fout en jy kyk pornografie. Because hoekom gaan vas ons? Ons vas vir ons vlees is sterker as ons gees. Maar jy voel so sleg en jy weet nie wat om te doen nie en seker kan jy nie skoon was nie. En dan kan jy net na die Here toe gaan en vir die Here gee en vir die Here sê asseblief vergewe my. So dit is nou uit 'n man se perspektief. Baie interessant. Maar daar's ook natuurlik die wêreld van 'n vrou. En ek stem saam dat dit kom alles uit die oorsprong van 'n wond uit. So in my geval, toe ek gebore was, nommer 1, was ek blou. Ek was 'n blou baba. Hulle moes my resuscitate. Ek was half dood gebore, basies. My umbilical cord het om my nek gegaan. So ek sukkel al vir my hele lewe lank met vrees van die dood in een way of another. En dit het daar begin. Goed. So dan fast forward mens en sê okay fine, toe ek 5 jaar oud was, toe is my ma oorsee en is ek agtergelos saam met my 2 sissies en my pa. My pa moes man alleen 3 dogters grootmaak. Nou jy kan nie dink as ek die laaste een van die 3 is, die bietjie wat hy oor het, kon ek kry. Nee, die bietjie affection. Want 2, ek meen 10 en wat sy was 10 en 12. Ouderdomme is baie demanding. Ouderdomme. Okay, nou het jy 'n 5-jarige wat ook demanding is, maar sy verstaan nie so baie nie. So ek hoef nie so baie nou al te worry oor haar nie. Die ouer 2, hulle het bietjie meer understanding, so ek moet met hulle handhaf, jy weet. So dit was maar min of meer die situasie. So die 2 ouer sissies moes maar na my kyk. En hulle is jonk, hulle wil nie. So vir hulle was ek ook 'n las. So my ma's weg. My ma het my weggegooi in my brein. Nou, kleindogtertjie brein. Mamma is weg. Waar is mamma? Mamma het my nie lief nie, né? Dis wat 'n klein kind dink. Mamma's weg. Okay. Nommer 2 is nou is my sissies my moederfigure, as jy nou wil, in een way. But they don't want it. So hulle soos nee. So al wat jy kry is nee. En dan het jy 'n pa wat sy beste probeer,
maar hy kan net soveel doen want hy is 'n man. En dis nie asof my pa hierdie super geestelike, emosionele, gesonde, welaf man is nie. Verstaan, hy gaan ook maar deur sy lewe nog, deur sy reis van being a man in this world, a human being in this world. En nou moet hy deel met 'n klein 5-jarige wat allerlei behavioral issues het, want sy sukkel met verwerping. Maar so ekskuus ek interrupt jou. So imagine, ek kan net imagine, ek het 2 dogtertjies en môre gaan jy weg. En nou kom my dogtertjies na my toe en pappa, wanneer kom mamma terug? Nou, my dogtertjies is nou al 11 en 13. Maar even vandag sal dit hulle breek. Ja. Want ek dink hulle maak kom nie terug nie en hulle het vra. En op 'n gewone dag, En mamma, ek dink die fout wat mense maak is om te dink op 5 kan 'n kind nie verstaan nie. nee, hulle verstaan. Die kind verstaan, maar net nie die waarheid nie. Maar nou, So daai 5-jarige breintjie maak al hulle eie waarhede op, jy so nou weet. het ek 'n moeilike dag en my 5-jarige kom nag hier, waar's mamma en ek is ook geïrriteerd en mamma's nie hier nie en sy kom nie terug nie en Ja, mens weet nou nie, nê. Ja. En jou ma is ook weg ja, op 5. So ek en DJ se ma's is absent op 5. op 5. Okay, fine. So nou word ek groot met my pa was ek is baie lief vir my pa. Ek het 'n fantastiese pa en 'n baie goeie verhouding met hom vandag en my ma. Prys die Here, ek het 'n goeie verhouding met my ma. Dit was 'n lang pad, 'n harde pad, maar ons is daar. En nou het ek my train of thought vergeet. Maar daar jene die nou het ek my train of thought vergeet. Op die ouderdom van 5, ons albei se ouers gewaai. Ja, so nou sit jy op 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sit jy met 'n pa wat nie emosioneel warm is en sê ag, my dogtertjie kom sit en gesels met my. O, jy het seer gekry, hy sies tog, kom ons kyk gou-gou. Jy weet wat affectionate is nie. Hy is eintlik totaal uitgeput want hy het 3 dogters om alleen groot te maak en hy werk voltyds. Verstaan? So I get the breadcrumbs en uit daai wondheid soek jy acceptance. Jy soek die affection van 'n pa, jy soek die plekkie waar jy hoort want sissies het nie vir jou plekkie gegee nie, mamma het nie vir jou plekkie gegee nie. So jy kyk na die wêreld en jy wonder, waar is my plek? En ek kan nie vir julle sê hoe baie, want toe op 'n stadium toe trek ek Amerika toe. Einde graad 8. Toe trek ek Amerika toe en ons het baie rondgetrek in Amerika. Ek het by my ma gaan bly toe nou. En weer eens, want my pa het net nie kans gesien om nog 'n tiener groot te maak nie. En toe ek dit hoor, toe was dit nou nog 'n wond waarmee ek moes deel, want dit maak seer. Veral given wat alles gebeur het met my in Amerika. So, terwyl ek in Amerika was, onthou ek het altyd uitgekyk na die wêreld in my kop en gedink, I'm gonna rule this world. Ek gaan dit gaan kanker. Like, ek was hierdie avontuurlustige leeuhart hier in my gehad. En dit is omdat ek eintlik 'n huis gesoek het, omdat ek eintlik 'n plek gesoek het, 'n tribe om aan te behoort. En okay, goed, so daai is die wortels, okay, agter wat toe nou gebeur in my soeking na 'n plek. So enige iemand wat vir my net die kleinste bietjie liefde sou gee, het ek aangegryp. Enige iemand wat net vir my die klein bietjie aandag sou gee en sê, hoorie so, jy's welkom hier by my, het ek aangegryp, tot my eie detriment. Soveel, en elke keer wat jy die verkeerde, perverse, misbruik, omstandighede ingaan, kom jy daar uit meer gebreek. Jy kom daar uit meer seer, met 'n groter leemte, en so jou soeking raak groter, jou verlange raak meer, en hoe meer gebroke van 'n persoon word jy eintlik, so dis hierdie siklus, wat homself net repeat, en dan eindig jy eintlik op, aan die binnekant heeltemal toegesluit, in jou eie seer, en naderhand kan niemand meer daar inkom nie, en jy stoot die wêreld weg, want die wêreld maak jou net seer, waar jy eers die wêreld wou aangryp, bereik jy 'n plek waar jy sê,
Nee vir die wêreld. Niemand kan naby my kom nie, ek gaan niemand lief hê nie, almal maak my seer, ek vertrou niemand, en jy raak hierdie geïsoleerde persoon. Okay, dit is die konsekwens van daai leefstyl. Okay, so wat is dan die oplossing? Maar ek wil net noem, op hierdie noot, nou vat ons dit net verder tot in die huwelik, en dit is nou eintlik die krip van die saak wat ek op my hart het. Ek weet, dalk is dit nie jy nie, maar dalk is dit 'n vrou wat jy ken. Daar is baie vrouens wat sit met seksuele wonde en perversie. En die gevolg daarvan is dat jy nie die vermoë het om seksueel te verkeer met jou man op 'n manier wat jou laat goed voel daaroor nie. So elke keer wat daar intimiteit gebeur tussen jou en jou man, dan is daar 'n plek in jou brein wat vuil is, wat perversie na vore bring. En die manier hoe ek al geleer het om daarmee te deel is om te bid, nommer 1. En dit mag dalk vreemd klink dat jy moet bid tydens seksuele aktiwiteite, maar daar's eintlik niks fout daarmee. Dit is eintlik baie great. Want wanneer jy seksueel verkeer met mekaar, nie net word jou vlees een nie, maar jou gees connect met mekaar. Jou gees gaan oop. Dis 'n baie geestelike ervaring. En al voel dit nie nou vir jou so nie, of besef jy dit dalk nie, maar dit is 'n baie geestelike, net soos wat dit 'n vleeslike ervaring. En wanneer jy in daai geestelike vulnerable plek is daar hierdie massive aanslag van die vyand om dit wat mooi is en heilig is en suiwer is te kom pervers maak. En so dit is in daai oomblikke wat ek uitroep na die Here en ek sê, Here, asseblief beskerm my gedagtes, beskerm my hart. En dit klink dalk bietjie vreemd vir jou as jy nog nooit ewen hier aan gedink het nie. Maar ek vind dit werk genuine. Dan is daar tye waar dit nie werk nie. Dan is die tweede beste opsie om vir my man te sê, hoorie so, ek het so hele tyd terug toe ek en jy gaan koffie drink, toe sê ek vir jou, hoorie so, hierdie is my, dit het my lank gevat om eintlik met DJ gesprekke te kon hê, maar ek moes met hom praat en hom sê, hierdie is my challenges, as dit kom by seksuele intimiteit. Hierdie is my uitdagings, en ek het nodig dat jy dit moet weet, sodat jy sensitief daarteen kan optree, en dat jy my kan help. Want ons is een, en hy is my covering in die gees. So as hy my cover in die gees, dan het ek dubbele covering. Ek bid, hy cover my, en die Here weet klaar, want ek het met die Here gepraat, en ek het die Here ingenooi in daai omstandighede. So, en die slegte ding van hierdie ding is, mense, daar's soveel skaam. Daar's soveel skaam dat ons nie oor kan praat nie. Niemand wil hier oor praat nie, almal wil dit wegsteek, en die gevolg is, ons loop met stikkende seer, vuil perversie binne in ons rond, en ons hoef nie. Daar is 'n plek waar jy kan vrykom van dit. Jy hoef nie so te lewe nie. Seks met jou man, of met jou vrou, kan mooi wees. Dit kan kom by die plek wat God dit eintlik gemaak het om te wees. Ja, dis presies die waarheid. Kyk, dit vat tyd. Ek dink mense moet met mekaar se harte uitkom om te verstaan, want ek is al 19 jaar saam met jou, baie keer verstaan ek jou glad nie. En baie daar verstaan ek jou beter as wat jy jouself verstaan. So, en ek dink dis maar absoluut net die Here wat kom en hy gee vir jou daai discernment om vir jou te sê, hey, dis nou tyd om sensitief te wees. Dis nou tyd om dit te doen. En dan kan ek baie keer daai dag sensitief wees en ek kry vir my vrou nou mooi blommetjies en ek doen dingetjies en dan kry ek nie die justification wat ek nodig het om te sê, dan het jy gesien op die tafel, net Sondag het dit gebeur. En jy is soos, jy is dankbaar, maar jy het nou nie vir my dankie gesê. Ek het vir jou dankie gesê. Maar ons weet mos nou. So ek hier aankom en ek sien die blomme, toe loop ek na jou toe gaan hou ek jou vas. Dit is my dankie. So ons moet, maar woorde is belangrik. Ek dink, dit is hoekom jy moet weet wat is jou partner se love language, om te weet of dit
soos my vrou se is dit nou physical touch. As ek nou bietjie aan haar vat, Nee, dis opbouende woorde. ja, wel, Dis Okay. opbouende woorde. opbouende woorde en physical Ek hou van touch. komplimente. Baie, sy love komplimente. Soos Maar- julle al vandag sien, komplimenteer haar. Nee, maar nee. Ek hou nie van komplimente van almal af nie. Ek hou van komplimente van jou af. Ja. Ja. En so ek dink dit is baie belangrik as ons hom nou kan land. Is om seker te maak jy ken jou partner se history, praat daaroor, sit, Wees vat eerlik. 'n koffiedייט, en praat oor die dinge oor wat in jou lewe gebeur het. As En iets met met jou jou. gebeur het en jou man, ek weet daar's mans wat ek met praat en teendeel is daar al mans wat en vrouens en hulle partners weet nie van sekere goed nie. Hulle weet nie hulle was dalk as 'n kind gemolesteer nie. Hulle weet nie hulle was met gepeter nie. Hulle weet nie sekere dinge nie en dan eendag vind hulle uit en dan is hulle soos maar hoekom het jy my nie gesê nie? As ek hierdie geweet het ek nooit in my lewe dit en dit gedoen nie. Nou ja, Of ek sou meer sensitief opgetree het. Of, exactly. So ons kan nie altyd ons is nie almal perfek nie en ons almal wens ons is perfek en ons is net maar ek wil ook net noem, DJ, dat as ons dink aan seksuele aktiwiteite, gaan ek nou deel wat ek vir jou gesê het. En dis iets wat die Here vir my kom wys het. Is dat die seksuele vloei uit koneksie uit. Jy kry nie koneksie deur seksueel te verkeer nie. Daarom kan 'n man en 'n vrou saam slaap en dit beteken niks. Hulle voel niks van mekaar nie, hulle kan wegloop van mekaar of mekaar nooit weer sien nie, because it's utterly meaningless, because sex in itself is meaningless as dit nie uit 'n plek van koneksie uitkom nie. So vir tussen 'n man en 'n vrou, die geheim van 'n gesonde seksuele lewe is tyd met mekaar, gesprekke met mekaar. Hoe gaan dit met jou? Hoor hierso, hoe het jy toe nou daai ding hanteer? Jy het my vertel jy gaan hierdie situasie het opgekom, hoe het jy dit hanteer? Ek stel belang in jou. So dis belangstelling, dis omgee, dis affection, dis tyd en uit daai elemente uit in die verhouding gaan die seksuele dan nou vloei, want jy gaan naby aan mekaar voel en seksuele intimiteit is eintlik die pinnacle van closeness wat reeds bestaan. Jy kan nie dink ons mis mekaar, so ons moet nou by mekaar seksueel uitkom om connected te voel nie. Dit gaan nie werk nie, hulle gaan mekaar eintlik meer seermaak. absoluut. Ek dink so. Dit is so waar. En dit is dalk 'n bietjie van veral onder die wit mense, nê. Ons is onder ons Afrikaanse kultuur. Ons praat nie oor die dinge nie. Maar dit is so gesond om hieroor te praat en ek dink dis tyd. Ek voel dis tyd vir vrouens om ook hieroor te begin praat. Ons hoef nie in skaamte en in seer rond te loop en te voel ons is vuil en onrein en niemand anders is soos ek nie. Ek dink dis een van die grootste leuns is om rond te loop en te dink dis net ek. Niemand anders sukkel hiermee nie. Kyk gou, jy hoef net rondom jou te kyk om te besef dat vrouens voel soos sex objects. Jy kan nie eers binne die kerk tussen 'n man en 'n vrou 'n drukkie gee nie, because net nou is dit seksueel. En ek verstaan dit en ek ondermyn dit glad nie. Dis goed, dit hoort so in een opsig. Maar ek dink ons is so geseksualiseerd dat ons sien alles deur die lens van ek is 'n sex object en 'n man soek my en as ek net verkeerd na hom kyk dan dink hy ek soek hom en dit is 'n hele perverse situasie en dit hoort nie so nie. Maar daar's ons lig nou weer af. So dis tyd. Dis die tyd. Dis okay, ek los ons O, soms gelukkig so. is die son daarom. Ja. So dankie dat jy geluister het en ek hoop en bid regtig. Ons bid voor elke podcast, maar ons bid regtig dat hierdie vir jou 'n impakvolle gesprek sal wees en as dit is, like hom, share hom en gaan subscribe op ons YouTube channel. Dit help ons baie. Ja, en as daar enige vrae is en jy sukkel dalk met iets en wil weet, nie dat ons sê ons is perfek en ons het deur alles gewerk nie, reik uit of reik uit na iemand toe, word deel van 'n mannegroep, word deel van 'n vrouensgroep. Ek weet die vrouens chat nie altyd oor hierdie nie, is like Ons golden gaan dit rules. verander.
Ons gaan dit But verander. ek dink is baie belangrik om met iemand te praat oor hierdie dinge en sê hoorie, dis die dinge met wat ek sukkel. En ek weet nie hoe om daarmee te deel nie. Ek dink dit is baie belangrik. Okay. Okay, dankie Dankie julle. julle.